Goeiemôre, welkom by die groot ontbyt. As jy net ingeskakel het, jy's presies op die regte tyd, want vroegoggend het 'n mensie ietsie vir die lyf nodig, né? En David Steyn van Steyn's Culinary School is hier vir 'n petroltjie. Ja, lekker. Ons gaan bietjie Indië toe vandag. Dis wel, ons gaan ver vir petrol, lyk dit vir my. Ja, maar nou ja, veral met die verhoogde prys. ja, 'n Indiese tema vanmôre. Ja. Wat maak ons? Ons maak roti. Roti, ek wou sê, hierdie kan nie 'n verdwaalde lelike ou pannekoek wees nie. Dis 'n roti. Dis 'n roti. Dis iets heeltemal anders. Ja, dis soos 'n jy weet as jy Indiese kos eet, kan jy kan 'n naan brood kry of so, maar hierdie Naan is lekker, ja. ja, dis in daai tipe styl, Ja. maar dis jy kan ook hom oprol en soos 'n wrap vir jou maak. So tipe ding. So jy kan 'n wrap ook daarvan maak, Ja. van die roti. Van die roti. Ja. Ons gaan nou 'n bietjie praat, dan moet ons praat oor wat jy in so 'n roti kan sit. Ja. Maar vandag gaan dit basies oor hoe om 'n Indiese, oorspronklike Indiese styl roti te maak. Ja. So ons het hierso meel en sout. Ek het sout reeds in die meel gesit. Hoeveel sout? Ek het hier is 400 gram meel en hier's 2 ml sout. 2 ml sout, right? En hier het ons olie. Ja. So ons gaan vir onsself net gou 'n dammetjie maak. En dan gaan ons die olie insit. Soos dit. Soos dit. Right? En dan as jy 'n ring het, die ring afhaal. En myne is op. En dan gaan jy hom begin krummel so. Dan frummel jy nou die olie en die meel in. Die Ja. meel en die sout en die olie, ja. Ja, sodat jy moet sulke krummelrige jy moet hom krummelrig maak. Ek gaan jou vra om daarmee aan te hou, weet? Hierdie ding kom nie af nie. Hy is af. Gelukkig het ons handjies met daai spytjie botteltjie dood skoon gemaak. En in geval julle wonder, dit word gedoen. Ek het nou al mense gehad wat gesê, "Hoe kan jy daar werk in daardie kos?" So hierdie hele proses is eintlik 'n nogals 'n ingewikkelde storie want die deeg moet gemaak word en dan moet hy rus en dan kan jy hom rol en so ons het nou nie tyd vir al daai goed nie. Ja. So het jy gaan jy dan toe 'n TV. Nou het ek verniet my hande wit gemaak. Nee, jy moet aanhou. Okay, goed. Hou aan. David, jy vang my elke blerrie keer. Weet maar is hierdie nou genoeg? Nee, jy moet hom soos 'n fyn krummel maak. Nee, maar hier is nie genoeg nattigheid in nie. Nee, daar is. Jy moet hom net aanhou. Hou aan. So wat jy dan doen Ek skei weg, jy kan werk. is die deeg gaan so lyk op die einde van die dag. Ja, het hy nou 'n bietjie gerus. Hoe het die rusproses gewerk? So jy rus hom vir 'n halfuur. 'n Halfuur, moet jy hom in die yskas sit of nie? Nee, jy hoef hom nie in die yskas te hê, jy moet net rus. En dan deel jy hom in 7 stukke in. So dit help hom om so te rol, dan kan jy meer 'n tipe van 'n Ja. Jy het lyntjies op hom gemaak om jou te help. Ja. Ek work smart and not work wise and not harder, né? En ek het 'n bietjie meel hierso. Nou gaan die mense nie sien die werk hier daar links. Die kamera kan sien. Daar sy. Van die meel hierso sit. So nou kan die mense sien. En nou, jy gaan hom eers net rol dat jy 'n so langwerpige vorm het. Daar sy. Ek gaan hierdie ene nou verby sit. Ek sal hom na die show werk. En dan gaan jy hom so vat en dan vat jy 'n bietjie botter. Dan smeer jy die botter op. Ek kan hom eintlik 'n bietjie groter gemaak het. Hoorie terwyl jy nou botter smeer. As daai meel te droog is, ek sê hy is te droog. Ek gaan jy nou wys wat ons met hom Wat nie, so sit jy nog 'n bietjie olie by? Nee, ons gaan kookwater bysit. Wat? Okay. So hier het ek nou my deegie en ek het hierso self-raising flour opgesit ook. Wat is dit wat jy Opgestrooi het, ja. Okay, goed self-raising. En dan vat jy hom op 'n hoek en dan rol jy hom net. Rol jy hom weer? Dan rol jy hom net so styf. Ek dink ons gaan dit nou plat maak. So styf so. En dan ek gaan hom 'n bietjie langer maak. En op so 'n manier kry jy daai bruismeel lekker in die gang. Ja. Okay. So Dan rol jy hom weer plat. Ja. En dan ek gaan hom nou dan jy lekker so lekker rolletjie en dan rol jy hom op homself in. Ja. En dan vat jy jou rol is my. dan rol jy hom uit. So maklik is dit. So maklik is dit. Maar dis 'n klompie tegnieke om die roti te bou sodat ons dit ook ter die self-raising jy gesê het kan mooi versprei in die deegdingetjie in en dis meer. Ja, en jy wil hom rond moontlik hou. So as jy hom rol,
Ja. rol jy hom, hy kom werk Hou gesaam. hom rond. Hou hom rond. So, Draai hom, rol en draai, rol en draai, rol en rol en draai. draai. So jy rol en draai. En jy wil hom groot genoeg hê. So ek gaan jou sê, hierso, jy kan hom so lank rol. Ek rol. En ek gaan dan ons meel net vatgou en ek gaan vir julle sê wat ons dan gaan doen Ja. terwyl Pierre rol. Want hy's raps droog, lyk dit vir my. Ja, maar jy het goed gedoen. Dankie. Dankie, ek probeer. En hier het ons nou 400 ml kookwater. En ons gaan die kookwater nou ook. Jy sien, jy het my van die begin af het jy my gevang met daai. Ek het gedog dit gaan genoeg wees die olie. Wow. Jy het stil gebly. Wel, mens moet leer, Pierre. Ek het geleer. Dan sit ons die meel in. Ag, die meel, die water by die meel. Ek het gedink jy het nou nog gepraat oor gunsteling jou kosbaarste kunststukke daar. Ja, vertel bietjie wat het jy iets in jou huis wat vir jou 'n kosbare kunswerk is? Ek het al in my lewe is ek geseënd genoeg gewees om baie te kon toer. Ja. En jy weet hoe mense partykeer magnete en so bymekaar Ja, maak. jy koop memorabilia as jy travel, ja. So ek koop vir my kuns. So Vir kuns? Ek koop kuns. Ek soek 'n stuk kuns wat vir my mooi is en so ek het kuns van plekke waar ek al was. Ek het ook kuns koop. Ek het die mooiste ouzo bottels in Griekeland gekoop, baie van hulle. Was hulle mooi voordat jy dit gedrink het? Jy mag nie vir mense sê nie. Ja? So ek het een van my gunstelingstukke is ek was in Myanmar gewees. Ja. Oh, so terwyl jy nou daar is, dan gaan ons hierdie pan opsit. Jy was in Myanmar. Ek was in Myanmar en daar het ek 'n stuk kuns gekoop van wat met sand geverf is. O, sandkuns. In Namibië het ek ook so enetjie gekry. So ek het met sand, ek het die sandkuns in 'n dangla in my huis en dit is een van my gunstelingstukke wat ek het. Nice. Die ander gunstelingsstuk wat kuns wat ek het is my pa verf. En Jou pa self. my pa self, ja. My pa hy van dit toe hy afgetree het hy besluit hy wil kuns doen, so hy neem kunsklasse en Baie mense doen dit. Julle doen dit nou buite, nee. Dis as jy aftree moet jy iets kry en weet jy wat? Dit is nogal so dat meeste mense kan skilder as jy 'n bietjie tyd daaraan spandeer. so jy deeglik, so ons moet hom net 'n bietjie knie hou. O, so, dan gaan ek kos net 'n bietjie knie. So jy het 'n bietjie in daai kookwater ingesit nou. Ja, So die olie en die kookwater, die meel, die sout, die olie, kookwater. Dis dit. En daai bruismeel het na die tyd as jy hom klaar 'n bolletjie gerol het en in 7des gedeel het jy hom plat gemaak en dan die meel opgesit. Ja. En dan dit ingerol en weer uitgerek en ingerol. Ja, en hierdie moet nou 'n bietjie geknie word en dan Is hy gaan dun genoeg? Ja, vir ons doeleindes, sê reg. Kom maar lekker, moet ek opgooi. Ja, jy kan hom insit. En dan ons- gaan hy Ek wil hom nou so half in die olie beweeg, maar laat alles olie kry, maar ek hoop nou maar hy het olie gekry daar waar hy geval het. Sy Daar kan jy hom- daar kan jy hom hoor. Sy daar kry ons nou olie. Sy. So, dis nie 'n ronde rottie nie, dis 'n ronde rugge rottie. Ja, maar daar's rot en jy kan nou jou curries opsit, jy kan jou butter chicken Dis of jou wat ons moet praat. Ja. Jy hoef nie altyd net curry in so 'n rottie te sit. Maar Nee. rol jy hom, vou jy hom net toe, wat maak jy? tradisioneel rol hom op, soos 'n wrap. Soos 'n wrap. Ja. Okay. En jy presies, jy kan of dit nou jou soet hoendercurries is soos 'n kormatjie of 'n Rogan Josh lammetjie of wat ook al kan jy daar insit. Ja. Maar wat is die ander goed om mee aan te sit as jy nie curry vleiserigheid insit? Jy kan enigiets regtig. Enigiets lekker sout. Jy gaan nou nie soet goed in hom Hierdie sit soet goed, ja, hierdie is 'n spesifieke sout ding. Gaan 'n mens wat is daar kaserigse goed wat mense kan insit? nie. As jy wil. 'n Kaserige ding, kaas en spinasie. Ja, kom nie. Ja, wat sê jy dis se naam? Die palak paneer. Palak paneer, wat basies dan nou Dis spinasie, palak paneer. met Jy moet nie vinnig sê nie, dit klink dit soos 'n dam by in 'n brakpan. Die palak paneer. Ja. Dis 'n Indiese spinasie en 'n Indiese kaas wat jy Spinasie en 'n Indiese kaas, palak paneer. Ek gaan hom draai net vir die televisie. Ek weet nie of jy hy al kan- gaar is nie, maar net sodat mense kan sien, die ding hy gaan nou éventueel gaan hy nou so kleur Ja. kry met die olietjie by. Ja. Dit is 'n soos jy Engels sê savory dis hierdie. Ja. Dit is nie 'n soetigheid nie. Hy kry nie alreeds goed. Nou kyk hoe maak hy 'n botteltjie. Is dit reg so? Ja, dit was uit. Nou, dan gaan hy uit. Nou dis hoekom hy so lekker karakter het aan die einde. Ja. En daar is Dis dit. daar's hy so, ja. Baie dankie. Nou weet ons hoe om 'n Indiese roti te maak. Tradisioneel Indies, presies soos dit gedoen moet word. Baie dankie, veel moeite, Chef David Dis Steyn. 'n groot plesier. Nou ja, daar's hy palak paneer gaan daarop neerkom.
En dan maak jy ietsie soutigs daar op 'n Indiese rottie van Chef David Stein van Stein's Culinary School. Ons is nou weer terug. En dan kuier ons met Joe Black hier op die bank in die ateljee.